Wel, ek dink hy is baie gereed daarvoor, omdat Sewal al voorheen scuba duik gedoen het, is al die teorie nog baie vars in sy mind. So dit baie goed gaan met die teorie en ek dink hy is reg vir die swembad. Ons het deur al die stappe gaan wat ons gaan doen. So ja, ek voel 100% oor hom. Ek hoop hy voel dieselfde. Ja, hy voel dieselfde. Okay, wat ons nou gaan doen, daar is sekere modules wat ons moet deur hom gaan in die swembad. Hierdie is HSA Handicap Scuba Association, so hulle het verskillende skills wat hulle moet doen om verder te gaan met die kursus. Soos alwaar met die R byvoorbeeld aan is recommended, so hy moet dit doen. En as hy byvoorbeeld van hierdie skills nie kan doen nie, dan beteken dit alles van sy kwalifikasie. Of hy's 'n A of 'n B of 'n C met komplikasies. So dit alles verskil. So hierdie is dan nou die swembad confined 1 wat ons vandag gaan doen. En dan ons sal kyk hoe ver ons kan kom en dan sal ons kyk of ons ewen nommer 2 en nommer 3 kan doen. Soos julle kan sien is daar vreeslik baie van hierdie skills wat ons moet doen. So dit is nogal 'n packed full day. Dit is die eerste persoon ter wêreld met inkluis-sindroom wat die duikkursus gaan doen. Ek dink ons grootste gevare is waar ons sal moet kyk met inasem en uitasem. Die oomblik as sy masker afkom dat hy nie deur sy neus inasem nie en wel deur sy mond uitasem of inasem deur sy mond. So dis daai gevaar wat ons aan kan dink en andersins dink ek alles gaan daar's nie eintlik gevare nie. Ek dink dit gaan baie goed gaan. Sewal kan gelukkig meeste van die handtekens doen. Hy kan vir ons wys hy's okay. Hy kan vir ons wys hoeveel lig hy het. Sewal kan wel sy BC self inflate en deflate. Ander handtekens sal ons meer met oogkommunikasie en gesigkommunikasie. Hy kan sy kop sê nee of hy kan sê ja. Handtekens is hy almal met 100%. So ek dink nie ons sal probleme hê met dit nie. Ek gaan vir Zelda assisteer want dit is moeilik om met een persoon alleen. Jy weet, daar gaan iemand nodig wees om haar te help met hom. So ek gaan maar basies die steunpilaar wees aan die agterkant. Sari, jy is Sewal se skakelbeampte. Hoe het jy hierdie geskiedkundige ervaring beleef? Jy weet, as jy nou werklik waar, ek meen, plaas jou in sy posisie. Hy is so verskriklik gestrem. Ek meen, hy kan in 'n teelepeltjie water verdrink en hier gaan hy vragties hy die moed, hy die durf om hierdie ding aan te pak. Weet jy, ek weet nie van baie ouens wat in so 'n toestand so iets sal aanpak nie. Dis werklik waar fenomenaal. En weet jy, ek het 'n bietjie op internet nagegaan en kyk of daar al ergens gedokumenteer is van 'n locked-in inkluis-sindroom wat al ooit dit gedoen het en ek kon nêrens iets vind nie. So dis regtig, dis 'n geskiedkundige oomblik hierdie. Om mense met disabilities op te lei het nie net my lewe nie, maar ek kan almal wat deel was van dit verander want mense besef net eers weer hoe wonderlik dit is om te lewe en die ouens wat disabled is lewe soveel meer as ons wat able bodies is en dit is ek meen as mens net na die ou se oë kyk byvoorbeeld ook onder die water, dit is ongelooflik. So dit gaan life changing wees vir almal wat betrokke is. So dit's amazing. If I could speak your name again, if I could pray with voice again, bend my knees in prayer, I'll build an altar on the hill, I'll sacrifice a star. Oh, let me walk the road again, oh, let me use my hands again, free from this cocoon. I'll build an altar on the hill, I'll sacrifice the moon. If you could give me wings to fly, if you could let me touch the sky, unlock my hands and knees, I'll build an altar on the hill, I'll sacrifice the trees. If I could run the race again, if I could touch her skin again, relieved of lonesomeness, I'll build an altar on the hill, I'll sacrifice the sun. Dear Lord, you have demand of me, how then shall I answer thee? Maybe write a praise psalm, build an altar on the hill, unto thee then lift my eyes. Only thee
can set me free, dear Lord. Only thee can set me free.